Hi, goeiemôre. Dit is vandag eintlik 'n belangrike dag. Dit is Hemelvaartdag. Van die verlede was dit altyd 'n vakansiedag in Suid-Afrika. Nou nie meer nie, maar sommige van ons neem nog eintlik verlof om hierdie dag 'n spesiale dag te maak. En dit is nogal vir my mooi. Ek hou daarvan. Want dit is 'n baie besonderse dag. Kom ons kyk eers. Vir ons as Christene is dit belangrik. Want dit was die dag wat Jesus weer die troon bestyg het. Dis die dag wat hy vir sy disippels gesê het, julle moenie bekommerd wees oor wanneer my koninkryk gaan kom nie. Maar wag eers 'n bietjie, want julle gaan krag ontvang. En dan sien hulle hoe hy in die lug opgeneem word. En wat ons nou nie sien nie, is in die hemele kom hy as die oorwinnende koning, wat God se koninkryk gebring het op aarde, soos wat dit is in die hemel. En dan bestyg hy die troon. Hy gaan sit weer op die troon aan die regterhand van die Vader, waar hy heers, en waar hy tot vandag toe nog heers. En ons vier dit. Dit is wat vir my hierdie dag verskriklik mooi maak. Wat hierdie dag in die Joodse kultuur belangrik maak, hulle het nie geweet van hemelvaart, of die koms van die koninkryk nie. Hulle het heeltyd gehoop, en eintlik hoop hulle nou nog daarop, dat die Messias gaan kom en die ryk van die Jode weer gaan herstel. En vandag is dit net so belangrik soos daai tyd, toe Jesus gekom het. Maar wat vir die Jode in hierdie tyd belangrik was, en ons gaan dit bietjie later vier. Vandag is die aftelling van die Omer, onthou julle ons het daaroor gepraat, die 40ste dag. So dis die 6ste week en die hoeveelste dag, 5de dag dink ek, van die aftelling van die dae. Dis baie opwindend vir hulle. Dit is nou in ons tyd, maar dit gaan nou later kom in die Joodse fees. Maar vir hulle was dit die tyd wat hulle Jerusalem toe moet gaan vir die tweede groot fees, wat alle mans voor die Here moet gaan verskyn. En dis 'n tyd waar die Here die volk laat afsonder om te rus en by mekaar te kan uitkom en fees vier, maar waarin hy regtig belê in manne en in sy volk. En dit sien ons nou eintlik weer hierso in Deuteronomium. Dis hoekom julle weer vandag en môre en Saterdag hoofstuk 5 en 11 weer gaan lees. Die Here het 'n plan gehad, en dit kom in Deuteronomium, en ek wil nog 'n bietjie daaroor gesels. Deuteronomium, wat vir my so fenomenaal is van die boek, is, ons het nou gepraat, hoekom die boek daar is, ek gaan nie weer daaroor praat nie, maar wat ook al dit is, hulle wil 'n paar dinge weer vasmaak, vir hulle mense, vir hulle volk. Die jong leiers van die volk moet weet, en kom ons kyk 'n bietjie net gou so vinnig deur wat in Deuteronomium belangrik is. In hoofstuk 1 is dit 'n opsomming van wie Moses is en die bewys dat hy regtig gehoorsaam is. En die groot tema in Deuteronomium is gehoorsaamheid. Ons moet terugkom by gehoorsaamheid. So hulle bewys eers, Moses was getrou, hy was gehoorsaam. En hulle vertel die hele storie van die trek deur die woestyn, hoe dit gewerk het van Berg Horeb of Sinaï af reg deur die woestyn, die 40 jaar wat hulle getrek het. Die stuur van die verspieders word weer daar genoem. En dan word dit gewys hoe die volk kort ongehoorsaam is. En hoe die Here kort moes ingryp deur Moses en vir hom sê hoe om die volk weer terug te kry by hom, sodat hulle kan verder trek. Hoofstuk 4 wys Moses baie sterk, of wys die hele gedeelte, dat die verbond wat die Here hier gesluit het hy met hulle gesluit, met niemand anders nie. Daar's ander verbonde. Hy sê dit is nie die voorvaders se verbond nie. Daar was 'n Noag verbond en daar was 'n Abraham verbond, en hy wys dit baie duidelik. Die verbond dis nie daardie verbonde nie. Hier is 'n nuwe verbond wat hy met Moses gesluit het, wat hy met ons gesluit het, en dan lê hy vreeslik baie klem daaroor. Dis ons wat hier was, wat hierdie dinge beleef het. Niemand anders nie. Volg hoofstuk 5
gaan kyk hulle na die kern van die verbond. En die kern van die verbond is die 10 woorde, die 10 gebooie. Dis die kern van die verbond. Van wat die Here vra. En dan is dit weer eens, onthou julle wat ek laas gesê het, is die 10 gebooie het Moses nie op die berg gekry nie, maar onder, by die volk, saam met die volk. En hier word dit weer bevestig. In hoofstuk 5 staan dit weer eens, dat hulle die stem gehoor, hulle was nie bereid om verder dan daai stem te luister nie, want hulle het gedink hulle gaan doodgaan as hulle verder luister na daardie stem, en vir Moses gesê, Moses, gaan jy, en dan gaan luister jy verder, en dan is Moses teen die berg op, om al die ander wette te kry, nee, dis weer bevestig in Deuteronomium. En dan kom hy eintlik met 'n plan, van hoofstuk 6 af, hoofstuk 5 en hoofstuk 6. Wat moet jy doen met die 10 gebooie? Jy het nou hierdie 10 gebooie, en al die ander wette, maar wat moet jy daarmee maak? En dan in hoofstuk 6 kom dit, en dan hoofstuk 11 herhaal hy dit. Hy sê, hierdie woorde moet jy inskerp. Jy moet dit in jou hart inneem, jy moet dit op jou hart dra, jy moet dit inskerp by jou kinders. En dit is 'n baie spesifieke doel daar rondom. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet daaroor praat, en dan gebruik hy hierdie 4 gedeeltes. Hy sê, in jou huis, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy gaan opstaan. Dit word ook weer in hoofstuk 11 herhaal. En dit beteken eintlik, tydig en ontydig. Hy sê, waar jy in jou huis is, daar moet jy heeltyd met jou mense, met jou kinders, oor hierdie goeders praat. Hou dit lewendig, hou dit in hulle koppe. En as jy nie in die huis is nie, as jy op pad. So daar's nie 'n tussenin nie. Jy's of by jou huis of jy is op pad. So by jou huis en op pad. En dan is baie spesifiek, as jy gaan slaap, maak 'n tyd. Praat met jou kinders oor hierdie goed. En wat as jy wakker word, as jy opstaan? Praat met jou kinders hieroor. En hy sê, bind dit vir jou as 'n herinneringsteken. Dit moet vir jou 'n herinneringsteken wees. Aan jou hand, iewers aan jou hand, en aan jou voorkop, en aan jou deurkosyne, en op jou stadspoorte. Dit moet aan jou hand wees, sodat as jy besig is om te werk, dat jy kan sien, hier's 'n herinnering. En dis hoekom die Jode die goedjies vasgebind het met linte. Eintlik is dit 'n klein stukkie waar die wette opgeskryf is en ingeskryf is, en dan maak hulle dit vas aan hulle hande. En van die Jode, veral van die rabbies, het 'n klein boksie wat hulle vasbind, letterlik, dis letterlik vasbind op hulle voorkop, sodat en dis nie letterlik wat dit beteken, moes beteken het nie, dit moet net beteken, jou voorkop is dit wat jy heeltyd bedink. Jou aktiewe denke sit hier voor, dit wat jy heeltyd bedink, en dit is wat die woord eintlik wil hê jy moet doen. Jy moet, terwyl jy jou gedagtes gaan, moet hierdie ding in jou kop maal, nie ander goeders nie, maar hierdie goeders, die woorde van die Here, moet in jou kop maal. Terwyl jy besig is om te werk, moet jy jouself daaraan herinner. Aan jou deurkosyne, as jy inkom, moet dit vir jou die vrede bring. As jy uitgaan, moet dit vir jou vrede bring. As jy in die stad inkom, moet dit vir jou sê, wow, ek het tuis gekom, want kyk, hier is die woorde van die Here. En as jy uitgaan ook, hierdie woorde van die Here gaan my beskerm. Goed, en dan sê hy weer, in hoofstuk 6, hy sê, pas op, moenie dit vergeet nie. Want op 'n stadium sê hy dit, dan gaan dit goed gaan met jou. En dan moet jy nie vergeet om die Here te dien en hom te eer nie. Maak nie saak of dit sleg gaan of goed gaan met jou nie, onthou dit. Onthou die woorde, want dan gaan dit met jou goed gaan. Jy gaan hom dan eer. En hy sê, doen wat reg is. Dit gaan jou, al hierdie goeders, as jy die gebooie bedink, is dit wat jy doen met die wette, of met die 10 gebooie. Hy sê, dit sal jou help om die regte dinge te doen. Maar nou weet jy, as ons nou later gaan lees, en ons kom daar by Rigters, dan gaan jy lees, hierdie volk het gedoen wat reg is in hulle eie oë. Ag, my liewe land, kort het hulle gedoen wat reg is in hulle eie oë, maar verkeerd is in die oë van die Here. Dit gaan oor wat vir die Here belangrik is. Paulus sê dit hoeveel keer in die Nuwe Testament ook. Probeer uitvind wat die wil van die Here is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Leef met God se wil, met 'n denkraamwerk van God se wil, leef daarmee, elke dag.
En dan, einde van hoofstuk 6, dan sê hy, as jy met jou kinders besig is hieroor, laat hulle vra, help hulle om vrae te vra, want dan leer jy. As jy vra, dan leer jy. So die hele Joodse manier van leer is deur vrae en antwoorde. Onnie in 'n Joodse skool sal vra. As hy 'n onderwerp wil hanteer, sal hy vra. En nie net 'n teaching gee nie. Hy wil hê sy studente moet dink en antwoorde gee. En dan kan hy sê, ja, nee, nie heeltemal so nie, maar so. Hier's 'n ander antwoord. Maar die hele ding van vra en antwoord is 'n vreeslike belangrike ding, en ek dink is 'n goeie ding vir ons ook, om vrae te vra vir jou kinders. Dink 'n bietjie oor, wat beteken dit regtig om God se naam nie uitelik te gebruik nie? Maak dit 'n lekker gesprek daaroor. Ja, maar dit is wat hulle gedoen het, hoofstuk 6. Dan oor hoofstuk 7 kom dit weer daarby oor dat hy vir die vraag vra, waaroor gaan dit eintlik nou? Al die goeders, die wette, wat jy doen daarmee, om dit te onthou, hoekom is dit belangrik? Hy sê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor Jahwe, dit gaan oor God. En dit hoofstuk 7 sê vir ons baie sterk, dit gaan oor die Here. En hy wat verheerlik word, is die een wat jou deur die woestyn gelei het, wat jou nederig gemaak het en jou getoets het en swaar laat kry het en honger laat word het, sodat jy kan leer dat jy uit elke woord van Jahwe, wat uit Jahwe se mond kom, dat jy daaruit lewe. Is dit nie ongelooflik dat dieselfde beginsels het Jesus deurgegee en dat hy weer eens gesê het, hy is die brood vir die lewe, hy voed ons gaan deur sy woorde lewe. Dis al die goeders wat Jesus eintlik herhaal, en die Jode verstaan dit 100% van hulle, hierdie beginsels verstaan. Nou goed, dan gaan hy verder, hy sê, onthou jy, ons het in hoofstuk 6 en 7 gesê, of eintlik hoofstuk 5, hierdie gebod, of hierdie gebeure, het nie plaasgevind, die verbond het nie plaasgevind met ons kinders nie, dit het met jou plaasgevind. Nou gaan hy verder, en hy sê, maar weet jy wat, jou kinders weet nie van hierdie goed nie. Hulle was nie bewus toe die verbond gesluit het nie. Dis jou verantwoordelikheid om daai kind te leer. En kan julle nou amper hierso God se plan raak sien? As ons sy woord wil vars hou vir die toekoms, wat moet jy doen? As jy moet praat oor dit wat die Here met jou gedoen het, nie met jou pa en jou ma en die ou mense nie. Daardie tye, dit is die stories wat jy gehoor het. En dit is goed om dit te vertel. Maar hulle het die stories vir jou vertel, sodat jy kon begryp wie God is. En dat jy self kon begin beleef hoe werk die Here met jou. En nou sê hy, dit het die Here met jou gedoen. Vertel hierdie stories vir jou kinders, want hulle weet nie hoe die Here werk nie. En as jy dit vir hulle vertel, gaan hulle dit glo, tot op die punt dat dit met hulle self gebeur, dat die Here met hulle self begin werk. En dan gaan hulle vertel vir hulle kinders van die stories wat jy vertel het, om hulle geloof, hulle kinders se geloof op te bou, totdat hulle kinders by die punt kom. En so gaan dit van geslag tot geslag aan. Maar hier is 'n belangrike punt, want jy het die verantwoordelikheid om te weet, God het met my gewerk. Ek het die belewenis van wat hy gedoen het in my lewe. Ek dra dit oor op my kinders. En ek maak seker dat ek die lyne oopmaak, dat hulle kan snap hoe die Here werk, en ek hou dop, totdat ek sien, die Here werk met hulle op 'n nuwe manier. En ek bevestig dit met hulle, dat hulle ervaring wat hulle kan deel. En dan gaan dit weer verder aan na volgende geslag toe. Dis deel van disippelskap ook. Dis hoe disippelskap werk. Ek het 'n verantwoordelikheid, en die hele konsep van disippelskap is ook glad nie nuut in die Nuwe Testament nie, maar dit is die hele plan van hoe die Here met hulle gewerk het, is disippelskap binne in jou eie huis. Enigste ding wat hy verander het, is dat jy hierdie persoonlike kontak en oordrag nie net met jou kinders gaan deel nie, maar met mense rondom jou. Deel met hulle wat die Here doen, presies wat hy met sy disippels gedoen het. 'n klompie ouens wat hy uitgekies het. En wat hy die hele siklus
eintlik buite die huis gaan vat en dit verder neem. Soos disipelskap beginsels, met die hele ding van disipelskap is, dit gebeur in jou eie huis. Jy met jou kinders. En as die Here vir jou nog 'n deur oopmaak, dan is daar jou vriend by die werk, wat jy ook kan insluit by hierdie disipelskap ding, van ek gaan net getuig, ek gaan net praat met dit wat die Here met my gedoen het, totdat hy snap hoe het werk die Here, en dat die Here met hom kan verder begin beweeg. En dan hou 'n mens geloof vars. Dis nie die stories van die ou mense wat ons heeltyd vertel nie. Dis nie hoe die Here gewerk het in die verlede wat my geloof gaan laat versterk nie. Maar bloot die feit dat my pa en my ma my help, dat ek snap hoe werk die Here en dat ek self kan proe die Here is teenwoordig in my eie lewe, dan het jy geslaag as 'n disipelmaker. En dan heb jy die lekker geproe van hoe die Here met my werk. En dan sê hy, jy sal nie anderster kan as om 'n getuie te wees nie. As jy eers geproe het wat die Here aan jou doen, gaan jy nie anderster kan as om dit verder te vat na jou kinders toe en na jou vriende toe en mense met wie jy 'n pad loop. So Deuteronomium 6 en 11, of eintlik die hele Deuteronomium, die eerste gedeelte is my baie spesiaal, omdat ek daar die wortels sien van God se plan, vandag nog, en hoe hy dit gedoen het met sy mense. Mense, geniet die hemele wat oopgaan vandag, en wat ons kan sien God op sy troon sit, waar hy hoog verhewe, heerser is, koning is. Geniet hierdie dag. Geniet die tyd van die 40ste dag tot die 50ste dag, waar gelowiges erns maak om verhouding te bou met die Here, waar die Here tyd het om in sy disipels, in sy volgelinge, in sy kinders, in sy leiers, se lewens in te bou. So, geniet hierdie volgende 10 dae tot met die uitstorting van die Heilige Gees, volgende Sondag.